Hi, ek's Lisa, by die rooi hare en ek kyk die Mommy Club van die Hoofstad sodat jy nie hoef nie. Dis 'n plesier en welkom by my episode 6 recap. Ek drink vandag 'n lekker Leopard's Leap Merlot. Lank gelede het Marcel Hopkins my geleer, jou wyn moet net tot op die dikste rand van jou glas gaan. Verder as dit is jy kom in. Marcel se woorde nie myne nie. Ek love it. Ek love it. Right, in vandag se episode sien ons finally wie wen daai fitnesskompetisie en daar gebeur iets. So kom ons begin met die episode. So ons kom af met Pink. Ek bedoel Louise. Ons het 'n workshop en dan het ons ook moet ons regmaak vir ons graduation met ons studente. Wow. Hi Pinky. Hi both. Wow, dit lyk omtrent soos 'n scene uit die Barbie movie uit. En sy is nou by haar besigheid en hulle maak pakkies op vir een of ander workshop wat sy hou. Let's get ready for our workshop. Yes, we just need to pack all these 3 boxes. En ons oor sy het al kwas en baie famous mense se gesigte gehad. So ek is al 'n make-up artist eintlik maar as mense dit kan noem my hele lewe. Meeste van die Suid-Afrikaanse celebrities het ek al my kwassie in hulle gesiggie gehad. Okay. Anyways, even die ketel is pink. Honestly slay. So raad, dit is die dag van die fitnesskompetisie en blykbaar gaan Louise, Ansu en Johan Dries make-up doen. I'm doing their makeup. Oh, that's good. So hopefully one of our girls are going to win. Ek sit so bly dis vir die tyd vir dit. Okay, ek sal moeg om daaroor te praat. Ons gaan dit sommer by my broer se huis doen en dan is almal bymekaar en ons kan dit lekker maak en ons kan snackies hê. Maar eers bel Louise vir Crystal. Verskoon bietjie, my stem is bietjie weg. Het ons weer 'n bietjie wyn gedrink. Dit om te hoor gaan sy ook saam kom speel. Gaan jy vir Ansu hulle kom kyk? Ja, ek wil graag vir haar gaan kyk. Okay, so sy's net daar vir Ansu. Obviously is ek daar. Ek gaan vir Ansu en Johan Dries support verseker, maar vir Ansu support. Ja, daar het julle dit. Okay. Kat dan na Crystal en haar maatjie. Hallo. Yes. So my maatjie, Marushka, kom kuier vir my. Hulle sê dit so baie dit sit baie keer in my kop vas. En ek moet keer dat ek my mense in die maatjie nie. Ons gaan 'n bietjie praat oor marketing vir die shopping center. Anyway, so hulle chat nou oor Crystal se mall wat sy bou. Speel Aria. No way. Very much. Dis dit. So ek dink ons target is definitief families. We have yet still to seen that mall. Okay, I've not seen it yet. Okay. In terme van launch, ek dink ons moet 'n groot launch event hou. En ook hoe hulle die mall gaan bemark. En dan kry ons influencers elke week om te kom. Ek het nie 'n invite gekry en ek's in Pretoria. Maar dis fine. Anyways, Ons moet nou ietsie gaan drink, maar ek sien jou môre by Ansu se show. ons moet nou iets gaan drink, maar ek sien jou later. Okay, ja, want dit maak sin. Ja. Ag, ek sien nie jou wag daar. nie. Ek kan nie wag nie, dit gaan baie lekker wees. Dan gaan ons oor na Tessa wat die mamma in Mommy Club sit. Ek is die tipe mamma wat huis toe jaag met my kinders om saam met hulle kwaliteit tyd te spandeer. Want sy ry al kids rond Hoe was jou dagie my liefste? Lekker mamma. en beklei so 'n bietjie met haar ex-man oor die foon. Nou net bietjie die mekaar. Hierdie week was eintlik jou week gewees. Dit is my week, maar ek het mos net een aand het jy het 2 aande vir my ingestaan. Love dit vir haar. En love is she in truitjie, that's by the way. Slay. Ons sien dan ook haar famous pophuis wat sy so oorgekla het aan die begin. Okay. Okay, mamma gaan vinnig wees kyk na Zoe se beertjie. Okay. Maar dit lyk maar so groot soos my huis. So, cheers Tessa. Matchies. Who have I become? Asseblief maandag, dinsdag en Het jy alles gedoen? Ja. Moet ek dit check? En dan help sy ook die kids met huiswerk. hoor streef. En nou daai hoor is soos hoërskool en daai hoor is soos ek hoor met my oortjies. Hy het totally daar hoer geskryf. Hoe sy nie gelag het nie, weet ek nie. So mami wil hê jy moet vir my daai fix. Dan, vir die groot deel van die episode, is Louise nou by haar broer Fransja se huis in Joburg. En dis dag vir die kompetisie. Sy laai haar make-up goedjies uit. Dit was nog nooit vir my lekker nie. Fransja wil help haar nie. Bring jou stoel. Ek voel jy kan dit dra. Nee, fok jy kan dra. Ek dink jy Ansu gaan fokin vandag opdaag. Ek sê gaan hierdie ene mis nie want dit is mos nou alwaar die hele tyd gaan. Lol. So, Ansu was eerste daar, actually. It's show day baby. En moenie skrik, dit is sy. Gaan dit met jou? So die kompetisie is basically soos 'n bodybuilding kompetisie, so hulle almal gaan met hierdie tans daarop daar. Maar jy is pikbrein. Ek beloof as jy filter nie. Obviously het Louise ook 'n paar gevleelde woorde daaroor te sê. In real life lyk dit soos wortelkoek.
Okay. Maar op stage kan jy nie glo hoe beautiful dit lyk nie. Ansie wys dan ook nou soos die bikini waarin sy gaan stap op die stage. Mooi, né? Kos Blou, groen. Wat kos so bikini? Soos R5,500. Jy joke nou. R5.500 vir sulke klein stukkie lap. Wow. Ek weet nou nie of ek R5,500 vir 'n bikini sal betaal wat jy nie eens mee kan swem nie. Daarna daag Crystal van der Burg op. So ek kom by Yuri se huis aan, Yuri, Stefan, wat? Franswa? En Fransja vra heeltyd vir Ansu, hoekom was sy nie by die rivier nie? Ek het nou gemis hoekom jy nie by die rivier was nie, want ons het jou gemis. En dis ook maar goed Ansu se oë is toe want kyk sy gesig. Soveel druk wat ek op my sit vir die week van die soos peak week. Hektiek. Jy kan nog steeds 'n goeie vrou wees, jy kan 'n goeie vriendin wees, 'n goeie mamma. Die man is gemaak vir kamera. Maar dan bel 'n ander girl nou vir Ansu. Ek dink is Janine. Moet ek gaan antwoord? Okay. Haar naam is Janine. Sy's een van hulle maatjies. En as one does as jy maatjie jou bel, sit jy toe voor op speaker. Hallo. Maar hulle vergeet om vir haar te sê sy's op speaker. Maar ek dink toe nie Janine besef dat sy's op speakerphone nie. En sy sê toe it's by bad van Johandri. En sy maak toe 'n lekker bitchy comment oor Johandri. Is sy volkom blind want sy reverse net. Okay. Wie reverse en wie is volkom blind? Johandri. Okay. Dit was awkward. Shame. Sy is seker honger. En jy kan net sien op Ansu en Crystal se gesigte, hulle sê, "Shut up." Waar is jy nou, moetjie? Ek gaan net nou pak. Okay, love you. Wat vir my sê, dis nie die eerste keer wat hulle oor die foon skinder en lelik praat oor Johandri nie. Kyk, ek is mal oor Crystal en Ansu, maar hulle is soos mean girls. En obviously is Louise ontsteld, Ek is baie teleurgesteld. want Johandri is haar vriendin. Op oral op hulle posts is dit women lift up each other en women supporting women is al waar hulle posts gaan, but it's not what I'm seeing in real life. Clock that shit. En ek gaan definitief vir Johandri daarvan vertel. So ja, dan daag Johandri op. Welkom. En dit is awkward met Ansu en haar maatjies. En arme Johandri is er alleen in die hoekie. Julle moet 'n foto neem met dit. Ja. En natuurlik voel Johandri die vibes aan. Ek het opgelet toe ek inkom. Daar's 'n gegiggelry. Daar was definitief 'n vibe. Dit is heavy awkward. Maar skare hele skuld. Maatjie. En die maatjies. Even Louise en François raak soos geïrriteerd. Wanneer die maatjies so is, dit sit nie lekker met my nie. Toe maar ons sal vir julle op, maatjie. Teen die einde van hierdie seisoen wil ek nooit weer die woord maatjies hoor nie. Dit trigger iets diep binne my for some reason. In elk geval, eventually is Ansu nou ready en sy strat haar stuff. Wow. Ek kan nie deel. Jy lyk so mooi. En wow, Ansu, jy is My make-up lyk so mooi. sy lyk pragtig. Jy laat my seksualiteit question. So right, almal is dan weg en dit is net Johandri wat nou oor is. En Louise besluit dan, ek wil jou nou ontstel nie. So, ek wil jou nou eintlik ontstel op hierdie dag nie. Maar ek gaan. Maar dit het my nogal gepla. En sy vertel haar dan van die oproep en wat Janine van haar gesê het. Ansu het hulle gebel en op speakerphone gesit. En toe het Janine gesê, "Wat die fok is fout met Johandri? Is sy blind? Hoekom reverse sy? Is sy dom?" En natuurlik is Johandri dan ontstel. Ek weet nie eintlik wat om te sê nie, want ek weet nie wat die hel ek aan hierdie mense gedoen het nie. Ek is baie seer gemaak oor die woorde wat gesê is. Want Johandri dog hulle like haar. Moenie voor my maak asof jy van my hou, maar agter my rug hou jy nie eintlik van my nie. En for some reason, hammer hierdie vrouens net heeltyd op haar en soos, wat gaan aan? Okay, what are we not knowing about? Want hoekom haat Ansu en maatjies so erg vir Johandri? So obviously is Johandri kwaad. Hierdie hele situasie voel vir my soos hoërskool. Ek sou ook bedonderd wees. Maar Louise en François het haar back. Die moet ek bliksem. Love it. 'n Paar dae so terug was ek onder 'n kruisverhoor geplaas sodat ek iemand gebel het en iets vir iemand gesê het. Maar is dit nie maar dieselfde wat hier gebeur nie? Exactly. There is double standards going on, ja. Anyways, ons sien dan Johandri se kompetisie look. Goeie fok. Hoorie, die mooiste wortelkoek wat ek al ooit gesien het. Sjoefels. Kyk jou maag. Kyk hoe kyk dit. Jou koekie. Sy
het spiere in plekke waar ek nie geweet het daar is spiere nie. Kyk op en agter en vlek het. Dis my favourite posisie. Ek gaan my vinger in my keel druk. Dit is dan finally die kompetisietyd. So ek en Fransja is nou op pad na die fitness show toe in Johannesburg. Maar ons sien net foon snippets want hulle mag nie verfilm het binne in die arena nie. Maar party loop beter as ander. Party loop asof gisterand was 'n goeie aantjie. Enkies, stap en ry. So right, Ansu het haar line-up gewen. Julle kyk nou vir die wenner. Wow! Ek is die wenner. Bietjie sadisties laat hulle vir haar 'n trofee gee in die vorm van 'n cupcake. Tussen al die atlete is ek die wenner. Ek het gewen. En Johandri is dan 5de in haar line-up. Johandri was 5de in haar line-up, wat ek nie meer saamstem nie. Ek dink daar is net 5 meisies in die line-up. Daar was vir my gesê dat ek te veel definisie op my maag het. So, ek het nou nie gewen nie. Ekskuus. So wil jy vir my sê sy het nie gewen nie want sy het 'n six-pack. Dis 'n scam. Nou kan ek finally 'n stukkie kaaskoek eet, tequila drink en sushi eet. Anyways, volgende dag of wat ook al, en Tessa het nou gereël dat hulle almal gaan paddle speel. Paddle is net ewe skielik 'n ding. Is 'n Pretoria ding. Nie vir my nie. Ek fisies verkeer. Waarvan praat julle? Nee. Dis vir my soos glorified tennis op 'n kleiner skaal. Maar hier in Pretoria is crazy. As jy nie paddle nie, is jy nie cool nie. So right, Tessa, Louise en Ansu is daar. Is dit ek of klink dit of Ansu bietjie babbeleer? Tydens my kompetisie het ons groot celebrations. So vandag voel ek asof 'n trein oor my gery. Okay, en dan wag hulle ongeduldig vir die ander twee. En ons wag. Waar is die ander? En ons wag. Kriek, kriek. Ja, dis 'n bietjie van irritasie vir my om die minste te sê. Okay. Ek dink dit is super disrespectful. Anyways, almal is eventually daar. Hey julle, jammer ek is laat. Ja, yes, jammer ons is vir jou hier. En hulle speel. Wel, hulle probeer. Yes, ons punt. En shame, arme Johandri moes ref. Hey, dis 'n uitpunt vir hulle. By Johandri en die coach wat saam met haar ref, sien nie eye to eye nie. Daai vrou het my net mekaar gemaak. Daai kan. Nee, dit sal daar gaan. En iets sê vir my die kameraman love Ansu. Wen net, dan wen sy fitness show. That all you got? Sy kry al die slow-mo shots. Anyways, so Louise en Crystal verloor. Losers. Bitches. En hulle moet dan die Ice Bucket Challenge doen. Wow. Wag, skus. Hallo. O. Dis 2014. Hulle bel, hulle soek hulle challenge terug. Anyways, daarna gaan hulle almal drinks drink. Gaan ons 'n drinkie drink? Ja, vir julle. Ek gaan julle moet groet. Maar nie Johandri nie. Ek jammer, ek sal nie by die volgende drinkie ding nie. Ek moet ry. Sy moet gaan skusie want sy het 'n facial. Ek moet by 'n facial ding wees. Johandri werk nie eers nie. Maar nou wil sy fokol want sy het 'n facial. Ek verstaan dit nie. En ek moet amper daar wees. Sak, mag geniet. Jammer, ek is baie jammer, dit was 'n rotdag. Johandri, jy maak dit moeilik om jou te defend, my girl. Ek dink Johandri moes 'n bucket kry omdat sy laat was en omdat sy eers gegaan het. In elk geval, dan sluit die episode af met Crystal wat hulle nou nooi na haar familieplaas toe. Ek wil julle bietjie nooi na ons plaas toe. Ek hou van die sound of that. En Louise wat hulle nooi na haar nuwe product launch high tea. Kook en tee, hier kom ons. Ek is opgewonde vir die high tea want Louise reël dit en haar party sak darm nooit nie. So, looking forward. En ja, dis dan dit vir die episode. En al wat ek kan sê is, onthou wat Janine gesê het oor die foon. Maak 'n knoopie in jou oor, want hier kom Nee, maar kom ons call vir Ansu op haar shit voor almal. My wyn is klaar, so die video is klaar. As jy van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, volg my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En dan sien ek julle volgende keer met nog Mommy Club van die Hoofstad recap. Dis al van my kant af. Bye!